Aluma Capital, altyd aan die groei. Dit is tyd vir volgende se krantbesprekings en Christel Cornelissen sluit volgende vir ons aan. Goeiemôre Christel. Daar sy kollegas. Sjoe. Ekskuus grappie, ons die hele nou weg is op advertensie toe grappie. Okay, maar wat nie 'n grap is nie, is die brandstofprysverhogings. Ongelukkig niks meer snaaks hier aan nie. So die nuwe prys is weer aangekondig. Dit is 'n gemengde prentjie, bietjie goed, bietjie sleg. Vir dieselgebruikers is daar 'n verlaging. Ja, so tussen R3.25 of R2.62 is eintlik andersom, R2.62 en R3.25. Petrol nie sulke baie goeie nuus nie. Dis iets wat heeltemal buite ons beheer is. Dis so ons kan eenvoudig niks daaraan doen nie. So ons gaan ander planne moet maak. Wat interessant is, julle sal onthou dalk ons het verlede maand ook hieroor gepraat as hierdie dalk vir julle bekend klink, is dat Suid-Afrikaners hulle besteding aan brandstof besnoei. En hierdie neiging het die afgelope maand weer herhaal. Regtig? Ja, so Suid-Afrikaners koop minder brandstof en hulle besnoei hulle ritte. Daar's interessante syfers van Discovery Insure wat sê hoe mense die aanpassing doen om, jy weet, hulle moet op een wat jy kan nou sê jy kan minder eet. Baie van ons kan minder eet. Maar jy weet jy mag jy nie. Ek mag 'n bietjie minder eet. Die meeste van ons moet maar, nê. So in Mei het hulle gesê motoriste het 23% minder brandstof gekoop en brandstoftransaksies het met 17% gedaal in vergelyking met Januarie en Februarie. 23% minder. Dis 'n kwart van die industrie se inkomste omset. Dit is baie groot syfers. So nou is dit 28% wat dit gedaal het. Ek probeer net hier afrol, ekskuus julle. So hulle het weer eens motoriste het weer eens hulle ritte verminder. 9% minder in vergelyking met voor die stygings. So wat Discovery Insure sê is hierdie verandering in gedrag dui op die groeiende finansiële druk waaronder mense is. Julle sal onthou was nou onlangs ook 'n rentekoersverhoging geweest, 25 basispunte verhoog. En wat hy sê is hier is nie normale wisselinge nie. So hulle sê die afgelope paar jaar het hulle nie meer as 1% wisseling gesien in hoe gedrag of besteding met brandstof aangepas word nie. So hierdie is regtig baie groot syfers en dit wys onder hoeveel druk Suid-Afrikaners is. Dit is nie net in Suid-Afrika waar ons hierdie probleem ondervind nie, maar Suid-Afrika het baie minder speling of baie Suid-Afrikaners het baie minder ruimte om hierdie skokke te absorbeer. Dit gaan baie sleg reeds met baie mense. So iets soos hierdie het 'n geweldige groot invloed. Dan kyk hulle na brandstof, petrol en diesel. Dieselgebruikers het groter aanpassings gedoen as petrolgebruikers. Vroue het hulle ritte meer gesny as mans. Ek weet nie hoekom nie. Miskien is dit omdat vrouens... Ons is nie as strand, dis al. Ons is Niemand gaan vir jou sê wat om te doen nie. Nee, mans is net dom as strand. En dan ook in die ouderdomsgroepe wat hulle sê jong mense wat hulle gedink het omdat hulle waarskynlik in 'n laer verdienste klas is, sou hulle probeer om meer geld te spaar, maar hulle sê dit lyk asof jong mense geen ander keuse het as om by die werk te kom. Vir die meeste van ons, as jy 'n bietjie ouer is en jy is dalk in 'n meer senior posisie, is dit dalk makliker om vir jou te sê luister, ek werk vandag van die huis af of ek gaan hierdie aanlyn doen. Terwyl as jy jonger is en jy is dalk in 'n laer vlak, jy moet op 'n plek wees. Jy moet by die werk kom. So hulle het geen ander keuse as om die geld uit te haal. As jy gelukkig genoeg is om werk te hê. As jy gelukkig genoeg is om werk te 100%, want wat 'n derde van jong mense het nie werk nie. Ja. Dis ook interessant, of ek dink interessant, kommerwekkend om net kennis van te neem dat daai levy ook in Julie wegval. Daai verligting val nou in Julie weg ook wat die minister van Finansies vir ons gegee het. So ons gaan heel moontlik in Julie weer 'n petrolprys of 'n dieselprysverhoging ook Ons gaan ons daai aanpassing moet doen. Jy weet, en ons is nou so 'n bietjie bly, maar dis amper soos dit voel vir my soos 'n ballonbetaling op 'n kar. Hy gaan vir jou tref. Ja. Hy gaan nie weg nie. Het is interessant nou dat jy die feite en die statistieke. Ek weet nie of mense moet vertrou voordat ons nou, jy weet, voor die prys eintlik verander nie, want laas maand was daar 'n idee van wat ons sou betaal en toe ons by die pompe kom 12 uur daai woensdagoggend toe dit iets anders. Dit was net 'n ligte berekeningsfoutjie geweest. Dit is wat dit was. Hierdie goed is nie lekker nie. Ek weet nie,
Ek wil lag, maar ek besef dit is glad nie snaaks nie. So daar was 'n fout met die berekening van die dieselprys aan die begin van Mei, soos jy gesê Ja, het. laas maand, ja. En wat doen ons as iemand 'n fout maak? Ons doen 'n ondersoek. So ons het nou 'n ondersoek, dis die minister Gwedi Mantashe het gereageer op 'n parlementêre vraag deur 'n MKLP. Hy wil weet of daar spesifieke tug of korrektiewe optrede gaan wees teen diegene wat die fout gemaak het. Julle sal onthou hierdie klink of julle dit al gehoor het, NERSA het ons presies dieselfde probleem gehad. Nou kan mens sê, okay, iemand het 'n fout gemaak. Hierdie is nie iemand wat 'n fout gemaak het nie. Hierdie is 'n ketting van foute. 'n Fout wat net herhaal is. Nou die minister het gesê, weet ons gaan 'n ondersoek doen. Hoe weet 'n mens nie wie die verkeerde berekening gedoen het nie? Kom ons wees nou maar eerlik. As jy moet 'n ondersoek van 'n politieke vlak af na 'n staatsdiensvlak toe vat, hoe weet die staatsdiens nie wie daai sommetjie gemaak het nie? Hoekom moet jy ondersoek doen? Dan moet 'n baas wees gesê, luister, Flippy het die calculator gebruik om hierdie uit te werk. Flippy het daar geteken. So Flippy is die ou wat Ek pakslae stem met jou kry. saam. Ergens moes iemand se handtekening gewees het en waarskynlik meer as een. Het ons 'n kultuur van onverantwoordbaarheid, van mense wat kan nonsens aanjaag en wegkom daarmee op so 'n vlak dat jy by die parlement moet vra, kan iemand asseblief net kyk na hierdie ou se werk. Die parlement is seker 'n right plek om te gaan vra. Ek weet net of dit 'n maand moet vat om uit te pleis weet wat hier gebeur het nie. Iemand het 'n fout gemaak. Ek sien hulle praat van eksterne auditeurs wat Ag, kyk na eerlikheid dan tog. Hierdie het 'n uitwerking op die hele land. Ons kan nie hierdie soort foute bekostig nie. Dit voel eintlik net vir my dit is 'n aanduiding van 'n groter probleem van kundigheid wat net of van mense wat net nie meer hulle werk ernstig genoeg opneem nie. Dat almal van ons foute maak is 100% so. Ja, maar my maggies. Maar daar's mos checks and balances. Jy Ja. is nie die enigste. Daar's nie een mens. Ek laat my nie vir een oomblik vertel daar's Nee. een mens. As een ou wat 'n sommetjie verkeerd kan maak. Ek laat my nie dit vertel. Daar's 'n span wat help en as NERSA dit kan So doen, hierdie toe is 'n sistemiese elektrisiteit kan doen. As die petrolprys verkeerd uitgewerk kan word. Watter ander goed word verkeerd uitgewerk? Begrotings vir die departement van verdediging, polisiebegrotings. Hoeveel ander begrotings word verkeerd uitgewerk wat ons nie van weet nie. Wat my hare laat regop staan. Ek dink dit moet 'n mens se hare laat regsam. Jy dit wat hulle sê you have one job. Exactly. Hierdie is jou werk. Ja. Maar die minister het gesê ons is okay want hulle het reggestel voor dit moes Alles geïmplementeer gaan word. oukei. So dis Is okay. dit? Alles gaan oukei. so- En hy ons is nie net skaam. asemhaal. Hy is skaam vir die feit dat sy departement verkeerde inligting uitgegee het op 'n nasionale Nee, perskonferensie. hy het gesê dis reggestel voor ons dit moes implementeer. Ek is jammer, ek is nie daar met jou Jen, want dit is 'n absolute verleentheid. Nee, dit is ek stem saam. Dit is my ek kan nie glo dat dit sy verskoning is dat Ja. eintlik okay is. En ons gaan 'n ondersoek doen. Alles gaan oukei wees julle. Okay, die DA verklaar 57 miljoen rand se skenkings, ANC verklaar niks. Dit was snaaks, nee. Dit was toe ek gister lees op die Snaaks nuus. was nie die eerste ding waarmee Toe ek dink gegaan het nie. En wat sê? Ja. Ja. Hierdie is belangrik. So die politieke partye ingevolge wetgewing moet skenkings verklaar. So dis 'n oorsigmateriaal. Dis nie om te sien weet baie geld nie. Dis 'n bietjie om te sien weet baie geld. Dit is goed dat mense vir politieke partye geld gee. Dit hou die demokrasie gesond. Politieke partye het geld nodig. Hulle het geld nodig. Daai posters spring nie self op die palle nie. Mense moet ry, die TMP's moet gedruk word. Politieke partye het geld nodig om hulle veldtogte te voer. So daarmee het ek die probleem nie. So enige skenking van meer as R200 000 moet verklaar word. Sodat ons as Suid-Afrikaners kan sien, okay, ek gaan hierdie party wil ek ondersteun en dan weet ek waar hulle geld vandaan kry. Dis weer eens ons kom terug by die checks and balances. Wie doen wie vir wat? Weet dit is ook hoekom moet dit 'n geheim wees? As jy sê ek gee hierdie skenking of ek doen hierdie skenking want ek wil die demokrasie ondersteun, dit voel vir my dis nodig. Want sommige mense gee ook vir verskillende partye, nee, hulle gee nie altyd net vir een nie, hulle gee vir verskillende partye. Het ek geen probleem, dit is goed. Dit is wat die demokrasie aan die gang word. So volgens die OVK het politieke partye gesamentlike skenkings van 97 miljoen verklaar. Die DA het byna 60% daarvan verklaar. Nou kan jy sê, ek weet die DA het vreeslik baie gekry, maar die probleem is die ANC byvoorbeeld het niks verklaar nie. 0. Skenkers het wel verklaar dat hulle aan die ANC ietsie gegee het. Wat dan 'n bietjie kommerwekkend is, want waarom word dit nie verklaar nie? Wat is nog nie verklaar nie? Gee hulle nie om nie? Gee hulle nie om nie.
Ek dink wanneer ons gaan nou in volle verkiesingsmodus ingaan, moet 'n mens in jou agterkop hou, weet hoe mense met hulle verantwoordelikhede omgaan, hulle pligte, Ja. wat word van hulle verwag en voldoen hulle daaraan. En hierdie is my 'n deel daarvan. Rise Mzansi was een van die wat hulle ek dink dit was 'n lening wat in 'n skenking omskep is, 30 miljoen rand. So die OVK gaan daarna ook kyk. Action SA het skenkings van byna 9,9 miljoen rand verklaar. Hoekom sê julle nie vir ons nie? Is dit dieselfde mense wat die sommetjies maak oor die petrolprys? Ek vra maar net. Nee, dis ander mense. Dis ander mense. Ja. Ja, hierdie goed is belangrik vir gesonde oorsig. Wat is die gevolge as jy dit nie verklaar nie? Wel, hulle kan nou vertoon indien oor hoekom dit laat is. Ek weet nie, Jennifer, gewoonlik word daar maar Niks. ondersoek gedoen. Nou, nog ondersoek. Nog 'n ondersoek, nou ja. En dan word hulle geld betaal om uit te kom seker. 'n boete. Nee, dis nie dit. Nee, well, okay, goed. Ons bietjie praat oor so gepraat van politieke partye. Ons is nou lekker op die politiek vanmôre. Ja. Liam Jacobs was so vinnig by die PA gewees. By Guyton se party. Hy sê hy's nou weer terug by die DA vir baie goeie redes. Ja. Hy sê hy's terug. Hierdie was my interessante verwikkeling geweest want hy is met groot fanfare is hy by die DA weg. Ja, In Guyton McKenzie styl het hy nou ook weer regstreeks op Facebook het hy die aankondiging gedoen. So PA leier Guyton McKenzie hy hou daarvan om regstreeks op sosiale media te sê wat hy wil sê. Vir my wat 'n verslaggewer is dit so klein bietjie moeilik want dit voel vir my ek kan nie engage met hom nie. Ek kan nie meer vrae vra nie want hy sê wat hy wil sê en dan is dit klaar. Wat dit moeilik maak om bepaalde vrae aan iemand te stel. En ek dink dis belangrik dat mense aan 'n politieke leier vrae moet kan stel. Nou okay, Guyton, dis nou 'n ander saak. Hy's nou Liam Jacobs se voormalige party. So baie mense sê Liam Jacobs is wat hulle noem 'n opkomende ster in Suid-Afrikaanse politiek. Hy was nou by die DA, toe sy by die PA, nou is hy terug by die DA. Nou wat Jordan Loos van die DA sê is hy's jonk, hy maak foute, jong mense jy moet net van koers verander. Hy het verlore sene Ja. teruggekom. Hy het nou gaan dink, Liam Jacobs sê ook, hy het nou gaan dink, hy het besinning, bietjie introspeksie en hy het nou besef dat die Patriotic Alliance is nie waar hy wil wees nie. Hy het nou nie spesifiek na hulle verwys nie, hy praat van patronaatskap wat nie lekker by hom sit nie. Vir my as 'n kiezer wat 'n party moet kies waarvoor ek in November moet gaan stem, is ek so bietjie onseker. Ja. Dit voel vir my as jy bietjie onseker is oor waar jy is of waar jy hoort. Weet vir 'n gewone kiezer kan dit dalk ook onsekerheid skep oor waarom jy doen wat jy doen. Want ek wil vir iemand kies wat in my area gaan aanhou om te werk vir my en my infrastruktuur onderhou en my dienslewering. Dit moet aanhou. Dit moenie verander nie. Ek wil nie die woord onbetroubaar gebruik nie. Dit is amper wispelturig. Jy is heeltemal reg. 'n Mens soek iemand wat sê ek commit aan 'n ding omdat my waardes hiermee strook of maar wat Jordan Loos nou gesê het, hy het 'n baie mooi toespraak gelewer wat gesê het jy weet jong mense maak baie keer die verkeerde besluite en mense kan nie kwaad bly vir iemand nie. Ons moet vergewe, ons moet aanbeweeg in die politiek kan jy nie sê weet as iemand oorgeloop het, hy's dood vir my. Dit is nie hoe dit werk nie. Nie in die politiek nie en nie in die lewe nie. En ek kan sommer sien Peer stem alweer nie saam nie. Ek dink net in aanloop tot die verkiesing gaan ons gaan baie skommelinge sien en ek dink 'n mens moet vir jouself vra waarmee is jy gemaklik? Stem jy saam dat hy groener weivelde elders gaan soek het en toe het hy tot die besef gekom dat hierdie nie is wat vir hom gaan werk nie en dat 'n mens dit moet respekteer en sê luister ek het iets probeer. Dit was nie my politieke tuiste nie. Ek gaan nou weer iets anders probeer of iets oud probeer. Ja. En miskien daarvoor moet 'n mens dan nou respek hê. Ek dink die DA is gelukkig hulle het nou iemand wat insig in die PA se binnewerk het weer terug na hulle. Of miskien dit. Miskien is dit gewees, ja. Ek dink ons moet praat oor 'n belangriker sake wat Ja, asseblief. wat reg nogals ek wens iemand wil net luister en 'n verskil maak.
Van die kinders in Limpopo wat honger is as dit reën. Okay. Hierdie berig voel vir my soos alles wat verkeerd is in hierdie land. Ja. En eintlik wil ek net vir mense sê, wanneer jy in November gaan stem, ek gee nie om vir wie jy gaan stem nie. Ja. Gaan stem en dan onthou jy goed soos hierdie en dan dink jy vir wie gaan ek vir wie gaan ek hierdie verantwoordelikheid gee? Moet dit regmaak. Wie gaan dit regmaak? Hier is 'n skool in Limpopo wat sê wanneer dit reën kan hulle nie kos maak nie want hulle doen dit buite. Hoekom doen hulle dit buite? Want hulle het vir hulle toilette kom oprig, maar die tydelike struktuur waar hulle kos maak vir die kindertjies wat net een maaltyd 'n dag kry en dit is by die skool waar vrywilligers die kos kom maak, is te naby aan die toilette, so hulle kan nie met die stank daarvan werk nie. Dan as dit reën, kan hulle nie buite kos maak nie, so dan kry die kinders wat een maaltyd 'n dag kry, wat deur vrywilligers gemaak word, kan hulle dit nie maak nie. Die skool se beheerliggaam sê 600 leerders baat by hulle voedingsskema, maar wanneer dit reën, oorstroom die tydelike kookperseeltjie en dan kan hulle basies nie vir hulle kos maak nie. Ons kinders verdien beter, Suid-Afrika verdien beter. Hierdie moet vir jou woedend maak. En wanneer jy in die tou gaan staan in November en jy gaan stem, dan dink jy, wie is veronderstel om hierdie probleme reg te maak? En dan gaan jy versigtig om met jou stem, want dit is al wat ons het om goed soos hierdie te verander. Limpopo verteenwoordig 18% van die nasionale skoolvoedingsprogram. Dis die tweede grootste provinsie met KwaZulu-Natal die grootste en 1,6 miljoen leerders wat met kos kry. Ons moet beter doen. Ons kan nie vir kinders, hierdie mense moet vuur maak hout koop om 'n voedingsskema te bedryf. Ek dink Dis eenvoudig nie aanvaarbaar nie. Ek dink hier is in 'n geval 'n pleister op 'n groter probleem. Stem vir iemand wat kan werk verskaf vir daardie mense wat na die kinders moet kyk en hulle by die huis moet kos gee in 'n geval. Sodat hulle nie verantwoordelik is, die skool nie hoef die enigste maaltyd te wees wat hulle kry nie. Daar's soveel Jy sien vlakke. dat Suid-Afrikaners wil. Mense moet nie vir my sê Suid-Afrikaners wil nie. Die meeste Suid-Afrikaners wil. Hier is vrywilligers wat opdaag om te sorg vir kinders. Ja. Onder besonder moeilike omstandighede, langs stinktoilette. En dan die heel laaste sinnetjie sê die departement vir onderwys het ten tye van publikasie nog nie op vrae gereageer. Dis 'n skande. Hulle is lui. Hierdie hele berig sê vir my wat verkeerd is met die administrasie van ons land. Koop die minister lees die storie. hoop sy doen. Heel laaste enetjie. Net gou. Kom ons praat 'n bietjie oor ietsie lekkerders. Ietsie soet. Maar hartseer. Nee, maar dit is hartseer, maar dit is nie hartseer nie. So Tiger gaan nie meer sy bacon slabs en sy paaseiers maak nie, hulle gaan verkoop. Okay, wow. Die slabs verstaan ek, Wow. maar die basie Die basies. paaseiertjies, die chocolate paas haaseiertjie. Daai klein sagtes. Met die boks van Ek 48. weet. Dit gaan nie weg nie. Peer, want kyk, ek het ook 'n lamheid oor my gekry. Ek gaan immigreer nou, hoor. Ek gaan immigreer. Ek was net soos wat wil julle nog van ons wegvat? Maar nee, hulle gaan dit verkoop, so hulle sê dit werk teen 'n verlies en hulle wil dit vir iemand gee wat meer liefde kan sit in hierdie chocolate situasie. Ja, nou ek moet vir julle sê ek is deur hierdie berig want dis ek soos kyk van tevore het hulle Nestlé maak peppermint crisp. Mense moet mos 'n groot peppermint crisp gekry en toe krimp hulle daai ding dat hy omtrent nou 'n sample Nou moet jy size 4 is. koop. Ek weet. En my kinders eet nie groen sjokolade nie, so ek belê sterk in 'n peppermint crisp Ja, dan sê jong. en 'n jelly tot. Ek het net hier gegaan soos asseblief. Die jelly tots bly. Die jelly tot is veilig. Ja. Maar dis net die sjokolade. Maar iemand anders gaan nou die pasies maak. Ja. Jelly tot is veilig. Hoor jy my iemand is besig om 'n sjokolade te vat reg deur die bank nou deesdae, hoor. Tackles. Ek weet Sweetie pies. Hulle vat baie van ons. Ons Nou daai marshmallowtjies, ai. Ek sê jou, dis dit en braaibroodjies. Dis wat my nog hier hou in hierdie land. Dit is nie op pad uit nie. Tiger sê hulle gaan net na 'n huis toe wat vir hulle meer liefde kan gee. Okay. Ja. Dis goeie nuus. Ons is veilig, ons gaan alright wees, Ons julle. gaan alright wees. Christel, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie kollegas. Dis Christel Cornelis en ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.